Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Ons gaan vir die volgende week of wat gaan ons kyk na daai wat ek oor gepraat het, die PTSD genesing. Ons weet die disippels is deur trauma. En Jesus moes hulle eers gesond kry voordat hy kan opvaar en voordat hy kan die Heilige Gees op hulle uitstort sodat hulle kan die werk voortsit. Moet hulle vreeslose, onverskrokke, bold mense wees vol blydskap en energie. Hulle kan nie met trauma sit nie. Hulle kan nie met PTSD oor sy kruisdood sit en die selfmoord en al die goed nie. So, baie van Jesus se werk tussen Paasfees en Pinkster was genesingswerk. En ek voel, baie van ons het dit ook nodig. Ons is in 'n rowwe land met rowwe goed wat elke dag gebeur om ons. Ons het genesing nodig. Dalk is jy deur 'n verskriklike egskeiding. Dalk was jy 'n kind wat 'n egskeiding dopgehou het, erge bekleierery. Daardie goed veroorsaak PTSD in jou en my. Ons sukkel om te cope met basic goed as gevolg van dit. En Jesus wil jou help. Jesus wil jou gesond maak. Hoor vandag se woorde, Johannes 20:19. Gedurende die vroeë aand, op daardie Sondag, terwyl die deure uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus se disippels bymekaar gekom. Jesus het tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy aan hulle. Die disippels was baie opgewonde om die Here te sien. Vrede vir julle, sê Jesus weer 'n keer. Hier's twee beginsels en die ene is wys sy wonde en ons gaan nog daaroor praat. As jy wil gesond word, moet jy weet waaroor huil jy en jy moet jou wonde kan wys. Maar net eers hierdie woorde, vrede vir julle. Meer as eenmal, 2 keer in hierdie verhaal en nog in die ander verhale wanneer Jesus aan sy disippels verskyn, sê hy die woorde, vrede vir julle. Wat beteken dit? Shalom, nee, ons ken die woord. Shalom. Wat beteken dit wanneer Jesus sê? Wel, die werklike betekenis van die woord shalom, vrede is gees, siel en liggaam. En ons leef in 'n tydstip waar mense sukkel met hierdie siel, hierdie mental illness, nee, sielkunde wat net biljoene dollars se geld spandeer om mense se mental wellness. En waaroor gaan dit? Nie vrede nie. Jy's nie gesinkroniseerd gees, siel en liggaam nie. En wanneer Jesus kom en hy sê vrede vir julle. Wat Jesus sê is ek kom om julle gesond te maak van die trauma wat met julle gebeur het toe julle na die kruis gekyk het, toe julle gesien het, toe julle gehoor het, toe julle beleef het, toe julle almal weggehardloop het, toe die hoenderhaan gekraai het, toe al hierdie goed gebeur het. Vrede nou, kom vrede nou vir julle. Mens, hoeveel van ons in Suid-Afrika kort vrede? Wow, nee, daaglikse stories van geweld, van trauma, van egskeiding, van werksverlies, van dissiplinêre verhore, hofsaake, en ek kan net aanhou. Ek bedoel, ons word gebombardeer van die oggend tot die aand. En Jesus kom en sê, ek wil jou gesond maak, shalom. Vrede. Ek wil hê jy moet uit rus uit leef. Ek wil hê jy moet uit vrede en blydskap en krag leef. Ek wil hê jy moet 'n gesonde mens wees wat ander mense na 'n pad van gesondheid toe kan vat. En daarom kom hy na sy disippels toe en sê meer as eenmal, vrede vir julle. En ek wil dit vandag vir jou sê. Mag jy vandag die vrede beleef wat alle verstand te bowe gaan. En ek wil dit nie net sê vir vandag nie, mag jy leer om gesond te word van jou trauma deur elke dag te hoor hoe Jesus vir jou sê, vrede vir jou. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie dat Jesus so lief was vir ons en vir sy disippels. Dat hy nie net uit die dood uit opgestaan het en opgevaar het en gesê het, daar gaan ek en ek is okay en julle is okay en begin met die werk nie. Hy het eers tyd gevat om sy disippels te genees, gesond te maak van die stres, die trauma, die vrees, die skok, die verskriklikheid van waardeur hulle is. En nou, Here, soveel mense op hierdie oordenking is deur verskriklike dinge, dood van geliefdes, motorongelukke, ons kan net aanhou en aanhou. En ons sit met trauma, Here, en ons moet gesond word. En hy sê vir ons, vrede. Dankie daarvoor, Here, dankie Heilige Gees, ons ontvang hierdie vrede in Jesus naam.
Amen. Baie dankie liewe vriende, ek sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.